Ja, ek wil bietjie gesels oor twee sienervisioene. En dit het baie te doen met wat ons deesdae sien in Suid-Afrika met die wapencaches, die arms caches wat hulle besig is om te vind. Elke nou en dan is daar so beriggie in die nuus van daar's ook nog wapens en RPG's en nog AK-47's en nog plofstowwe en what have you afgekom, veral in die laaste jaar. Nou in die Kaapse vlakte sien ons dit, daar's groot wapencaches gevand, en toe sê hulle dit kom eintlik uit Suidwes uit, baie interessant, uit Namibië uit. En dan natuurlik hier in Gauteng, Limpopo, Oos-Transvaal, lyk dit vir my, dit kom uit Zimbabwe uit, maar ek dink daar's 'n goeie kans dat dit ook uit Mosambiek uitkom. So as ons 'n bietjie na hierdie volgende berigte kyk, dan gaan dit vir ons 'n prentjie gee, en dit is 'n bevestiging van 'n sienervisioen wat ek vir jou gaan verduidelik. Reg, hierdie een het ons, dit was nou onlangs, laaste 2 weke lyk dit vir my, op RPG's afgekom, en hierdie ene is van die explosives is van 29 November 2025, en dan het ons natuurlik hierdie beriggie van die Institute for Security Studies, wat sê hierdie explosives is 'n krisis, en dan sê hulle dit kom uit Zimbabwe uit so. Reg, nou ons sien dus, dit lyk soos bewapening wat plaasvind. En Siener praat spesifiek van dit. Kom ek lees vir julle, 5 Mei 1919. Hier sien hy die volgende, hier kom 2 mense, die een het grys klere aan, en toe hulle teruggaan het die een wat die grys klere aan het, een patroonband om, wat vol patrone is, en toe is die hele wêreld in die ooste net patrone. So hy sien 2 mense, waarvan een 'n geestelike boodskapper is, iemand wat 'n geloofsleier is. En nou ek kan vir jou sê wat hier aangaan, want soos wat Vader vir my verduidelik het, maar nou ja, nie almal verstaan wat ek sê nie. Hierdie gaan oor die arrestasie van 2 belangrike persone onder die boerevolk. Reg? Dis nie politieke leiers nie. En dan een is 'n geestelike leier, iemand wat geloof praat in die tipe van ding. En wanneer hierdie 2 persone, wil ek sê, vrygelaat word, hulle word gearresteer, hulle word op 'n stadium vrygelaat, of hulle kry borg, of die tipe van ding, en hulle word uit die gevangenis uit vrygelaat, dan kry ons dat in daardie tyd is die hele ooste van die land vol patrone. En hierdie is 'n baie belangrike visioen. Nou sal mens sê, maar hier is dan nou 'n persoon wat 'n geestelike boodskapper is, wat grys klere aan het, maar die persoon het dan 'n patroonband om. Nou dit het niks te doen met 'n fisiese patroonband nie. Dit het te doen met geestelike bewapening. Reg. Dan is daar nog ene, en hy bevestig die vorige een. 22 November 1924. Aan die ooste kom 'n groot saag in die skemerte. Toe kom 'n garingboom uit. Nou 'n saag is iets soos 'n revolusie, is 'n opstand, geweld, en wat doen 'n saag? 'n Saag gaan nou sny. En wat sny hy? Hy sny 'n garingboom. 'n Garingboom is 'n regering wat se tyd om is. Die ANC se tyd is om. Daar kom 'n revolusie om van hierdie regering ontslae te raak. En dit is in die ooste van die land. Nou waar is die ooste? Wel, jy moet eintlik Siener se woonplek vat as die sentrale deel. En dan kyk jy, wat is oos van hom? En oos van hom is wat ons noem Gauteng, die ou Transvaal, Noord-Transvaal, Limpopo, Mpumalanga, Oos-Transvaal, en dan ook, wil ek sê, spesifiek Natal. Dan sê hy, aan die ooste kom 2 wingerdlote uit. Wat is 2 wingerdlote? 2 persone wat uit geloofstandpunte uit hulle werk te doen. Weereens nie politieke leiers nie. Ons het nie 2 politieke leiers nie. Is dieselfde persone wat ons gesien het in die vorige visioen. Hy sê, dan sien hy, daar staan perskebome, en die vrug is net gespeen. Dit beteken, die volk dra vrug, die vrugte begin al wys, die vrugte van die geloof. Dan sê hy, daar staan 'n groot eysterploeg. Nou, dit is 'n groot organisasie, wat kan ploeg op die ou einde, menende, wat kan iets doen om vrugte op te lewer. Want dis wat 'n ploeg doen. Jy ploeg, en dan saai jy, en dan kom daar iets op. Hy sê, en langsom staan 'n man met grys klere op die ploeg. So daar is 'n groot eysterploeg,
Hy sien hierdie man in die grys klere. Nou dis nie dieselfde as die vorige persoon in die grys klere nie, glad nie. Maar dis 'n man wat in beheer is van hierdie groot ploeg. Hy het 'n baie sterk geestelike inslag. En dan praat hy van, daar kom 'n garingboom in gesig en die onderste was droog en die mes sny hom aan 2 stukke. So, hy sien die GNU, die Government of National Unity, word verdeel. Ons sal sien hoe die DA onttrek uit die Government of National Unity en heel moontlik ander partye ook, wanneer die tyd nader kom vir hierdie bloedige revolusie, wat eintlik gestook word, maar van die buitekant af. Hoekom? Want die wapens word ingebring, van buite af Suid-Afrika word dit ingesmokkel, om hierdie revolusie uit te voer. En is in die tyd wat ons 2 arrestasies sien, van 2 wingerdlote, 2 persone, wat werk vir die volk, uit 'n geloofsstandpunt uit. En dan sien ons hierdie eysterploeg wat na vore tree, en dit is 'n goeie ding van die volk, so daar's 'n organisasie wat na vore tree, met 'n leier wat 'n sterk geestelike Bybelse inslag het, en wat na vore tree in hierdie tyd van bloedige revolusie, om die volk te red. Nou nader na die tyd sal ons nou kan sien wie dit is. Ek weet wie dit is, maar dit help nou nie ek sê nie, want ek is mos nou die sot hier rond. Die ander mense moet nou maar sien, soos wat die tyd verloop. Nou, wanneer gebeur hierdie? Ek is nie seker nie. Ek dink ons kan dalk hierdie jaar sien, maar ek mag verkeerd wees. Vader het nou nie soseer vir my tyd gegee nie. Ek het al voorheen hieroor gepraat, ek praat die laaste 2 jaar oor hierdie. Maar die tekens wat ons nou sien, naamlik die invloei van wapens, AK-47's, plofstof, is nie 'n goeie teken nie. Dit beteken daar word 'n revolusie gestook. Net ter inligting, in Sirië, in daai 10 jaar wat Sirië geveg het teen opstandige groepe in hulle land, was die wapens ingesmokkel deur die CIA vanaf Libië, deur Egipte, deur Jordanië, tot in Sirië, om daar dan 'n revolusie te stook teen die regering, om van die regering daar ontslae te raak. So en dis iets wat die CIA openlik, dit is erken, dit is feitelike nuus wat ek vir jou so gee. So wat ons hierso sien, is dat daar 'n opstand kom, die wapens vloei in, ons kan dit sien, en dit is in hierdie tyd wat ons die arrestasies van 2 belangrike persone gaan sien, onder die boerevolk. Ek praat nou nie belangrike persone in terme van Suid-Afrikaanse politiek nie, maar oor die boerevolk, want dit gaan by Siener oor die boerevolk.